As jy Here, soos julle gesien het, praat ons bietjie vandag oor onverowerde stede in Kanaan. En waaroor dit basies gaan is daai klein sondietjies of daai klein goed in ons lewe wat ons nog nie oorwin het. Die goed wat daar onder sit, wat weggesteek is, wat ons nie van weet nie. Wat ons lewe regtig baie moeilik maak. Wat so maak dat ons lewe nie altyd in volheid lewe soos wat ons verwag het moet wees nie. En ons gaan lees uit Rigters 1 en Exodus en Deuteronomium, 'n paar stukke om die prentjie te kry eers, om te kyk waar kom dit vandaan. In Exodus 34 van vers 10 tot 17 het God met Moses gepraat. En hy het vir hom gesê, kyk, ek sluit 'n verbond vir jou hele volk. Sal ek wonders doen, soos daar op die hele aarde en onder die nasies nie geskape is nie, sodat die hele volk onder wie jy is, die werk van die Here kan sien. Want verskriklik is dit wat ek aan jou gaan doen. Onderhou wat ek jou vandag beveel. Kyk, ek verdrywe voor jou uit die Amoriete, die Kanaaniete, die Hittite, Ferisiete, Hewiete en Jebusiete. Neem jou in ag dat jy geen verbond sluit met die inwoner van die land waarin jy kom nie, sodat hy miskien nie 'n struik vir jou word nie. Maar hulle altare moet julle omgooi en hulle klippilare verbrysel en hulle heilige boomstamme afkap. Want jy mag nie jou neerbuig voor 'n ander God nie, want die Here se naam is jaloers, en jaloerse God is hy. Sluit tog nie 'n verbond met die inwoner van die land nie. As hulle agter hulle gode aanhoreer en aan hulle gode offer, sal hy jou uitnooi en jy sal van sy offer eet. En jy sal van sy dogters neem vir jou seuns, en sy dogters sal agter hulle gode aanhoreer, en jou seuns agter hulle gode aan laat horeer. Jy mag vir jou geen gegote gode maak. Hier praat God met Moses, voor hy vir die 10 gebooie gee. En hy sê vir hom, ek het aan Abraham 'n land beloof, julle is op pad soontoe, en julle gaan die land inneem. Maar daar gaan sekere voorwaardes wees. En hy gee hier vir hulle, lees ons wat is die voorwaardes. Maar wat interessant is, dat hy gee ook vir hulle, vir Moses 6 spesifieke volke, wat hulle totaal moet uitwis. En dit lees ons ook van in Deuteronomium 20 vers 16 tot 17. Waar dit sê, maar in die stede van hierdie volke, daai 6 waarvan ons nou net gelees het, mag jy niks laat lewe wat asemhaal nie. Maar jy moet hulle heeltemal met die banvloed tref. Die Hittite, die Amoriete, die Kanaaniete, Ferisiete, Hewiete en Jebusiete. Hier gee God die spesifieke en duidelike opdrag. Maar in die stede van hierdie volke, wat die Here jou God as erfenis gee, hier is dit 'n ander vertaling uit, moet jy niks wat asemhaal verlewe nie. Jy moet hulle heeltemal uitwis. Hulle heeltemal uitwis. Vernietig. Hoekom? Want hy het gesê in Exodus, wat gaan gebeur as hulle nie daai goed uitwis nie? Hy het vir hulle gesê, julle gaan uiteindelik weer verval, terug na wat gebeur het in Egipte. Toe hulle die goue kalf hier in die woestyn, wat hulle gaan aanbid het en gemaak het. Hulle het altyd iets gesoek om te aanbid, maar hulle wou nie by God lojaal wees om te bid nie. Hoe wonderlik is dit dat God vir Moses daai belofte gee, dat hy vooruit sal gaan met hulle. Hy sal vooruit gaan om hulle daai volke uit te wis. Hy sal die volke laat vernietig.
Hy vra net een ding. Wis hulle heeltemal uit. Want julle gaan verval in hulle afgode. Julle moet hulle afgode al hulle afgode vernietig. Hulle pale wat daar is, moet julle vernietig. Die boomstamme wat vir hulle heilig is, moet julle vernietig. Elke hond, kat, dier, kind moet vernietig word. Daar moenie 'n klein saadjie oorbly van wat daar moontlik 'n geleentheid gaan wees vir julle om te verval. En dan sê God, maar omdat ek jaloers is en ek wil julle vir myself hê, ek wil julle nie deel nie. Maar ek dink daar's meer. Ek dink daar is 'n deel waar God vir hulle sê, maar ek weet julle gaan wegdwaal. Ek wil vir julle die beste hê. Ek wil vir julle die beste hê, maar ek wil nie hê julle moet gaan staan en afdwaal en met ander onheilige dinge gaan besig hou en seer kry nie. En my gedagtes kom op Jeremia 29 vers 11, ek weet wat ek vir julle beplan, voorspoed. Ek beplan vir julle voorspoed. Maar hierdie gaan nie vir julle voorspoed gee nie, dit gaan vir julle teëspoed gee. Dit gaan vir julle hartseer gee. Dit gaan julle ongelukkig maak. En uiteindelik kom Israel, na 40 jaar nadat hierdie gespreek is, kom hulle by Kanaan uit. En hulle is reg om in die Kanaan in te neem. Hulle is opgewonde, uiteindelik bereik hulle die beloofde land, wat hulle 40 jaar voor gewag het. Party bietjie korter. Daar was net 3 van hulle wat oorleef het in daai 40 jaar. So hulle is vir 40 jaar in afwagting geloop om hierdie beloofde land in te neem. Maar daar is 'n paar goedjies wat gebeur. Ons lees aan Rigters 1 vers 19. En die Here was met Juda, sodat hy die gebergte in besit geneem het, maar die bewoners van die laagte kon hy nie verdrywe nie, omdat hulle eysterwaans gehad het. Vers 21, en die kinders van Benjamin het die Jebusiete, inwoners van Jerusalem, nie verdryf nie, sodat die Jebusiete saam met die kinders van Benjamin in Jerusalem gewoon het tot vandag. So Juda en Simeon het uitgegaan en hulle het hulle beloofde land, deel van hulle wat vir hulle toegeken is, gaan inneem. Dit was in die bergland. En dit was in die area van Gaza, waar daar nog steeds baie groot gevegte is, waaroor Israel en Gaza nog steeds in oorlog is vir hoeveel jare. Wat ons nou van weer hoor in die Midde-Ooste is daar oorlog. Hoekom? Hoekom kon Juda en Simeon vir die bergland inneem? Hulle kan nie daar uitwis. Maar toe hulle onder in die laagte kom, by Gaza, kon hulle nie. Jy sien, die nasie wat hulle daar geveg het, was nie Kanaaniete nie, dit was Filistyne. Die Filistyne het in Gaza gebly. En as ons lees wat in Exodus gesê is, as ons lees wat in Deuteronomium gesê word, het God nooit gesê, ek gaan die Filistyne uitneem, verwyder nie. Hy het nooit gesê, gaan verwoes hulle. Hy het nooit gesê, en dis dan maar ek net 2 versies gevat, dat die Jebusiete moet uitgeroei word. En dis waarna ons vandag gaan kyk. Hoekom daai? Hoekom het dit gebeur? En daai nasies het saam met die Israeliete tot vandag toe gebly in Israel. Maar kyk wat dit Israel meegeloos. Jy sien, wat ons lees in die woord is, hulle kon nie die Filistyne verwoes nie, want die Filistyne het eysterwaans gehad. Hulle was militêr baie beter toegerus as die Israeliete. Die Israeliete was voetsoldate, hulle was infanterie. Hulle het koperwapens gehad, want dit was in die eindtyd van die kopertyd. Of die bronstydperk, nie koper, die bronstydperk. Die Filistyne het al eysterwapens gehad. Hulle het al eyster begin ontgin, hulle het dit bewerk.
So, militêr was hulle baie beter toegerus as die Israeliete. Maar God het, soos ons gesê het, nie beloof om hulle te verwoes nie. So wat is die geestelike betekenis van die Filistyne en die Jebusiete en daai mense in ons lewe vandag? Daai tyd in hulle lewe was dit 'n fisiese nasie wat hulle oorwin het, wat sterker as hulle was. God het sy belofte nagekom. Hy kan hulle nie te vernietig as die Israeliete gehoorsaam was. As hulle gedoen het wat hy gesê het, het hy sy belofte nagekom en hulle vooruit gegaan en dan nasies vernietig. Maar die Israeliete was ongehoorsaam. Hulle het nie gedoen wat God vir hulle sê. Hulle het nie al die Kanaaniete en al die nasies vernietig nie. Baie van hulle lees ons in Rigters 1 tot 3, dat hulle het saam met hulle gebly. En dan was daar die ander nasies, wat ook gebly het, in Israel, Jerusalem, Gaza. Hulle was nie onder die bandvloek getref nie, want dit was nie instruksie van God af nie. God was nie met die Israeliete om hulle te vernietig nie. En hulle was sterker as die Israeliete. Maar as ons lees, in Rigters 2 vers 21 tot 23, lees ons, dat God het sekere volke laat bly bestaan rondom Israel, waaronder die Filistyne, die Jebusiete en so voort. Dis hoekom hulle nie kon vernietig nie, want God het 'n plan met daai nasies gehad. God het 'n plan met daai spesifieke nasies gehad. En dis dieselfde met ons, in ons lewe. Ons het sekere nasies, sekere sondes, sekere tekortkominge, wat ons moet adresseer. En ons oorwin dit. Kom ons sê maar dis rook, of drank, of afhanklikheid, of een of ander iets, wat baie duidelik is, wat bo in die berge is vir ons, wat ons kan sien, wat ons bewus is van, wat ons moet uitroei. Ons roei hulle wel uit, want ons weet van hulle bestaan in ons lewe. En ons weet, dit is hulle wat ons laat val, dis wat ons laat struikel, voordat ons die beloofde land kan ingaan, sodat ons kan gaan en sê, Here, ek neem U aan. Ek erken U as ons verlosser, het gesterf in die kruis, en dan neem ek God aan in my lewe, en ek bekeer myself. Maar dan is daar sekere goed, sekere nasies, sekere sondetjies, wat onder in die laagte is, wat sterker is as ons, wat beter en kragtiger is as ons, waar ons nou staan, want ons het nou net die beloofde land ingekom. So, dan raak ons nog, hulle raak deel van ons lewe. Hulle ons verwoes hulle nie, ons verwyder hulle nie. En wat gebeur? Hulle leef in ons en saam met ons en word deel van ons, net soos die Filistyne en die Jebusiete en al die ander nasies deel geword het van Israel en hulle gekorrup het. So word daai sondetjies wat ons nie adresseer nie, wat ons vat, as dit is, ons hoef hulle nie uit te wis nie. Want dis nie wat God gesê het, word dit iets wat ons tot 'n val bring. Jy sien, daai goed word, daai nasies was gelos deur God, sodat dit 'n voortdurende toets vir Israel se lojaliteit sou gewees het teenoor hom. Maar soos ons weet, God is alwetend en ek is doodsekerheid geweet wat gaan gebeur. Maar hy was nog steeds getrou aan sy belofte, net soos wat hy vandag vir ons getrou is aan ons beloftes, wat hy vir ons maak. Jy sien, daar's 'n paar goed wat ons moet kyk hierna, wat die dieper betekenis is, van wat gebeur. Hoekom het God hulle nie net so maklik laat verwyder nie?
Hy het vir hulle beloof, ek gaan die volgende 6 nasies voor julle uit verwyder. En dis goed en wel, maar iewers kry die Israeliete teenkant. Jy sien, hulle kan nou begin nie besef, maar ek het al die oorwinning gedoen en dis op my eie krag. God het hulle nog steeds nederig gehou. God het hulle nog steeds laat bly dat daar 'n doring in hulle vlees is, dat hulle nie die oorwinning van die Filistyne kan kry nie. Dat hulle besef dat hulle moet afhanklik wees van God. Hulle kan nie dinge op hulle eie krag doen nie, net soos dit vir ons vandag is. Dat ons moet besef, daai doring in die vlees waarvan Paulus ook gepraat het, is om nederig te hou, dat ons nie groot kop kry nie. Jy sien, en God het hulle geleer dat alles nie oor geweld gaan nie. Hulle kan nie alles op 'n militêre manier met geweld uitsorteer nie. Ons lees daarvan in Sagaria 4 vers 6 wat sê, nie deur krag of geweld nie, maar deur my gees. Julle kan oorwinning bereik in die wêreld. Julle kan oorwinning bereik oor seker goed in julle lewe as julle my toelaat en my gees om in julle lewe te werk. Jy sien, daai doring in die vlees, sodra ons daai kompromie aangaan met die vyand, met sonde, met dit wat verkeerd is, gaan dit altyd 'n doring in ons vlees wees. As ons ongehoorsaam is aan God, wat God vir ons sê om te doen, gaan ons altyd in gevaar wees van hulle wat vir ons aanval. Ons gaan altyd in ongemak leef. Die lewe gaan nie in volheid wees nie. Dan vra ons altyd, maar God staan 'n liefdevolle God, hoekom help hy my nie? Die antwoord vandag is, want jy het nie geluister nie. Hoe kan God jou help as hy vir jou sê wat om te doen en jy doen nie wat hy vir jou vra? God wou Israel leer dat heiligheid, gehoorsaamheid, die sleutel is tot beskerming van hom. Gehoorsaam in sy woord, gehoorsaam in sy instruksies. En daai streef in die heiligheid, daai streef na righteousness, daai geregtigheid wat God van ons vra. Ons lees die hele Rigters vol van hoe het die Israeliete afvallig geword. Dan het hulle 'n rigter, dan sterf die rigter, dan afrakel afvallig. Dan stuur God van 'n weer 'n rigter. En dan gaan alles goed en hulle bely hulle sonde en die rigter regeer vir 'n paar jaar, die rigter sterf en raak Israel afvallig. Klink dit bekend vir wat ons in ons lewe doen? As dit goed gaan, maar as ons net so 'n bietjie afdwaal, begin ons weer val. En dan moet ons weer terugkom. En dan smeek ons weer vir genade. In plaas om net te bly op die pad wat God vir ons gee. Jy sien, die voortdurende stryd wat hulle met die Israeliete met die Filistyne en die Jebusiete en die ander nasies gevoer het hulle behoefte aan God laat besef. Dat hulle 'n ware verlosser nodig het. Dat hulle dit afhanklik is van God en dat hulle nie dit of enige oorwinning kan bereik as dit nie van God afkom nie. Hulle kan dit nie op eie krag of eie mag te doen nie. Hulle was gereeld gestraf. Hulle was gereeld oorwin. Hulle was gereeld, dit was daar 'n riot op Israel gewees op een of ander van die 12 stamme en dan verloor hulle alles. Dis wat daar was hulle preek gepreek deur 'n ander pastoor oor die 6 nasies en wat dit beteken. En wat gebeur as ons dit vergelyk met ons lewens? Jy sien, tot Dawid se oorwinning oor Goliat is 'n bewys van wat is God se mag en krag en wat hy kan doen en die finale oorwinning wat hy oor die vyand kan bring. Maak nie saak hoe groot die vyand is. Want wat het Dawid gesê? Ek kom in die naam van God van Israel. Ek kom in die naam van die God van Israel.
Nie op sy eie krag nie. Hy het vir God aangeroep en gesê, God, ek gaan hierdie man aanvat en U gaan met my wees. Ek weet dit. Jy sien, God het ten spyte van al hierdie konflik wat Israel altyd in is, 'n groter plan vir hulle gehad om hulle na die Messias toe te lei. Hy wil hulle laat bewus word het van die Messias. Hy wil hulle laat bewus word van die verlosser wat gaan kom. En alre was is die Filistyne was net 'n instrument. Die Filistyne was net 'n instrument in God se hande om vir die Israeliete te wys dat hulle afhanklik is van hom. So die hele situasie waarin Israel hulle self bevind, was 'n situasie van toetsing, dat hulle getoets word, dat hulle gevorm word. Die tweede ding wat hier so God ook vir hulle leer, is wat ons lees in Rigters 3 vers 1 tot 2, dat God het die jong mense, wat nie geleer het, en nie geweet het hoe om oorlog te voer nie, geleer het om oorlog te voer. Mense wat nie opgelei was nie, wat nie geweet het hoe om teen die vyand op te staan nie, wou God leer om oorlog te voer. Jy sien, geestelik gesproke, leer dit ons ook, as jong kinders, as jong mense, hoe om geestelike oorlogvoering te begin voer, teen die vyand. Ons het almal tekorte, ons weet nie hoe om oorwinning te kry nie. Ons probeer dit op baie maniere, maar ons doen dit halfhartig. Ons doen dit as jong kinders wat probeer om 'n oorlog te voer en sommer 'n street fight te wil hê. Op ons manier, sonder om te weet. En dis van oorlogvoering in kom in die gees. Want ons moet leer om dit te weerstaan. Ons moet dan weet hoe geestelike oorlogvoering te toepas. Jy sien, ons moet leer, sodat ons kinders kan leer. Ons kan nie weet hoe om ons kinders te leer, as ons nie weet hoe om die vyand te verslaan. En is dit 'n tekort in ons lewens vandag. Ons is altyd op die aanval, dinge gaan altyd sleg met ons. Ons sien wat in ons land gebeur, ons kyk wat in huwelike gebeur, ons kyk wat tussen ouers en kinders gebeur. Daar is die heeltyd tweedrag, daar's altyd bekleierery, daar's skeisake, ons land is in verval. Mense gaan nie kerk toe nie, want dit het te maklik geword. Ons is nog steeds in hierdie gedagtegang van ek is 'n quick fix drive-through tipe van samelewing en ons wil dit hê in ons lewe as gelowiges. Ons wil nie werk daarvoor nie. Dan is daar natuurlik ander redes hoekom God Israel beskerm het, die land self. Ons lees daarvan Eksodus 23 vers 29 en 30 en Deuteronomium 7:22. Waar hy lees, hy gaan nie al die nasies in 1 jaar verdryf nie. As hy dit sou doen, Israel was nie so groot volk nie. Dis 'n groot stuk land. Die hele land sou verwilder het. Dit sou wilde diere sy die land oorgeneem het. Dit sou die Israeliete eintlik uitgewis het. Want die diere is meer, hulle sou meer aan die einde van die dag geword het en vinniger aangeteel het as wat die Israeliete gegroei het as 'n nasie. So hy het vir Israel geleer om bietjie oorwinning te bereik, om bietjie te groei. Om bietjie is jy besig om jou grondgebied terug te kry. Jy word nie alles net gegee en 'n skinkbord nie. Want miskien aan die einde van die dag, hoekom kry ek dit nie sonder onmiddellik nie? Hoekom? Is daar sekere dinge wat nie onmiddellik in my lewe gebeur nie? Want daar's 'n beskermingsfaktor waar die wilde diere weggehou word van dit wat God vir jou beplan. Hy berei jou voor dat jy kan groei om die wilde diere teen te staan, om die volke teen te staan.
So jy sien, ons skuif hierso van fisiese oorwinning oor volke en stede na geestelike oorwinning. Wat is die geestelike beteken vir ons vandag? Dat heiligmaking is 'n proses. Net soos die Israel, nie die hele land, op een slag kon inneem en oorneem, word ons gees nie oornag volmaak. Word ons verhouding met God nie oornag volmaak. Oorwin ons nie al ons sondes en ons vyande in ons lewens, ou gewoontes, waarvan ons bewus is, oornag nie. Of ons swakhede word nie oornag oorwin of weggevat nie. Jy sien, dit word 'n bietjie weggesteek. Dit word nie vir ons miskien van vertel nie. Want ons moet leer om op God te vertrou. Ons word 'n bietjie nog gekernuffel, sodat ons kan groei. Dat ons afhanklik kan word van God. Want andersins dink ons doen dit op ons eie krag. Soos aan liedjie gegaan het, I did it my way. Ons kan dit in ons manier doen nie, ons moet dit God se manier doen. Jy sien, net soos die Filistyne vir Israel herinner het, dat hulle is daar, dat hulle afhanklik is van God. Hou daai sondetjies van ons, daai tekortkoming in ons lewens, ons bewus van ons afhanklikheid van God. Jy sien, in Efesiërs lees ons daarvan dat ons stryd is nie teen die gees, teen die vlees nie, maar is teen die geeste, die principalities en die powers van hierdie wêreld, die geestesreëling. En baie van ons verstaan dit nie. Dis die Filistyne in ons lewens, hoe baie keer. Jy sien, daardie Filistyntjies iewers verteenwoordig die versoekinge wat ons deurgaan elke dag van ons lewe. Daai goed wat ons geestelik kan nuffel. En dit is hoekom ons elke dag daai wapenrusting moet aan hê om hulle te kan veg. Dis 'n geestesstryd. Ons weet dat dit wat in die geestesreëling gebeur, manifesteer op die aarde. So kom ons kyk na wat in die aarde gebeur en weet ons wat in die geestesreëling gebeur. Wat word van ons verwag om te doen as gelowiges? Wat gevegte voer ons? Wat ons gaan sterker maak? Laat ons van die agterste range in hierdie gevegslinie kan vorentoe beweeg. Laat ons voor kan wees in die charge teen die vyand. Maar ons moet leer om te bid, oorlogvoering te doen. Wat hulle nou gaan sê, oh my goodness, he or she is awake. Ons moet weet, hulle moet vir ons bang wees. Hulle moet weet, wie is jy? Dis soos daai demoon gesê het, toe die kinders van daai een priester gekom het en hulle probeer wegjaag en toe sê hulle, ek ken vir Jesus. Ek weet wie is Paulus, maar weet wie is julle? As ons baie keer vandag bid, as ons vandag baie keer wil oorlogvoering doen, sê daai demoon, wie is jy? Ek ken jou nie. Ons moet sterk raak. Ons moet ons aantrek. Jy sien, daar is 'n diep geestelike vergelyking van Rigters 1 af na die Nuwe Testament toe. Wat van ons verwag word, wat in ons lewe aangaan en hoe dit moet gebeur. Jy sien, al vat ons lewe in, al kom ons tot bekering, gaan daar nog steeds Filistyne in ons lewe oorbly, wat ons gaan kry, om nie in volheid te leef. Jy sien, in Rigters 1 dat die stamme soos Manasse, Efraim en Sebulon toe, dat die Kanaaniete tussen hulle woon. In plaas van om hulle te laat uitgedryf het, en onverdeeld aan God te behoort, het hulle begin swaar kry, het hulle verval. Soos dit wat die Nuwe Testament wat God gekom het, maar die land wat hy van praat, is ons harte, dis ons lewens. So moet ons ook elke dag, die sondes, die Filistyne, die Jebusiete,
al daai goed wat nie in ons land hoort nie, in ons hart hoort nie, in ons verstand hoort nie, moet uitgedryf word met ons lewe. Die Filistyne en die Jebusiete en al daai verteenwoordig ons ou lewe. Die ou mens, die ou Andrei, die sondige Andrei. Nie dat ek nou perfek is nie, maar die een wat heeltemal op die afdraande pad, verkeerde pad was, dis wat hulle verteenwoordig. Ek het die beloofde land ingestap, julle het die beloofde land ingestap. Dit is tyd om te begin veg, om oorwinning te kry. Jy sien, ons veg die duiwel. Ons moenie kompromieer aangaan, soos wat Israel gedoen het nie. Israel was vir ons in die begin verskriklik suksesvol gewees. Hulle het elkeen hulle stukkie grond gekry. Hulle het hulle oorlog gevoer. Maar toe die moeilikheid raak, when the going got tough, the tough didn't get going. Toe gaan val hulle terug. Jy sien, ons kan nie gedeeltelik gehoorsaam wees nie. Dis alles of niks. Jy kan nie lauwarm wees nie. Dis of warm of jy's koud. Jy sien, in die Nuwe Testament word ons die hele tyd geroep tot heiligmaking. Dis 'n proses waarin net sommige sonnetjies uitgerus word. Net sommige tekortkominge van ontslaag geraak word. Daar word van alles ontslaag geraak. Daar word al die sonde moet van ontslaag geraak. 'n heeltemal nuwe vernuwing, hernuwing, afwas van die ou mens. Daai wat ons oorlos, daai klein doringkies, is daai doringkie wat jou gaan bly pla. Ek gaan jou bly hier. Jy gaan bly ongemaklik wees as gevolg van daai klein doringkie wat jy nie verwyder nie. En dan wonder ons hoekom. Want ons begin bid en vra. Na hierdie gebeure in Rigters 1, verskyn die engel van die Here in Rigters 2 vers 1 aan hulle en hy sê: Ek het julle uit Egipte laat optrek, maar julle het nie na my stem geluister nie. Jesus het aan die kruis ons uit die sonde verwyder, uit die slawerny van die sonde het hy ons verwyder, daar waar ons geval het. So, aan die einde van die dag, moet ons besef, ons is bevry. Ons is deur die 40 jaar. En dat ons redding gekom het. Ons redding het aan die kruis gesê, dit is volbring. Nou is dit ons beurt. Hy het ons vooruit gegaan. Hy het vir ons gekom en hy het vir ons gesê, ek gaan julle vooruit. Nou moet julle begin oorlog voer. Nou moet julle hierdie goed self uitwis wat in julle wêreld is. Wat interessant is wat ek meer wil begin stadig en afsluit. Wie is ons bron van krag? As ons kyk na Juda en Simeon, hulle het gevra, hulle het gebid, hulle het gevra, wie gaan eerste in? En hulle instruksie was, Juda moet optrek. Rigters vers 1 vers 2. Want Juda beteken prys die Here. So, ons oorwinning te kry, dis die Here begin loof en prys, met lofwaardige aanbidding. Ons moet fokus op God, as ons hierdie stryd wil stry. Net soos Juda met eerste ingegaan het, omdat hy sê, prys die Here, so moet ons fokus wees. As ons iets wat in ons lewe nie reg is nie, iets waarmee ons worstel, iets waarmee het tekort is, moet ingaan, prys die Here. Ek wil amper waag om te sê, prys die Here, hierdie kerk gaan groei. Prys die Here, ek is verlos van my sonde. Prys die Here,
Ek gaan die ewige lewe beerwe. Prys die Here. Ons moet begin staan op prys die Here as ons beloofde land wil inneem. Om nie af te sluit, Rigters 1 is 'n waarskuwing teen kompromie. Dit leer ons dat ons klein sondetjies wat ons dink in ons lewe kan hanteer, baie groot probleme in ons lewe gaan veroorsaak. Dit gaan vir ons vrede steel, dit gaan ons geluk steel, dit gaan maak dat ons afvallig word. As ons Here aanneem, as ons God aanneem, as ons Jesus aanneem, moet ons deur die Heilige Gees gelei word om totaal ontslae te raak van die ou mens, die ou ek, die ou goed wat my aan die einde van die dag gekry het, om eerstens te kom waar ek gekom het, voordat ek die beloofde land kon inneem. Israel moes elke keer vertrou op God vir elke stryd en elke oorlog wat hulle beklei het. Maar toe hulle ongehoorsaam is, en daai sonde, daardie ongehoorsaamheid, altyd gevolge gehad, soos dit in ons lewe. As ons ongehoorsaam is, gaan daar gevolge wees. Ons moet ook onthou, dat God se plan is groter as hierdie onmiddellike oorwinning wat ons nou bereik. Dit is groter as die hier en die nou. Dit vorm ons geloof. Dit vorm ons karakter in ons beloofde land, in ons Kanaan van welke mening. Juda kon miskien nie vir Gaza oorwin nie. Maar ons moet onthou dat Jesus die finale oorwinning gebring aan die kruis. Hy het dit klaar bereik. So ons moet vandag 'n uitnodiging aanvaar om te sê, ons kan nie op ons eie krag staat maak nie. Ons kan nie die oorwinning kry op ons eie krag nie. Maar ons moet op God vertrou om ons geestelike vyande in ons lewens te wees. Dit wat miskien in ons lewe, in ons huwelik, in ons werk, in ons gesondheid, wat ook al, teenkanting bring en val bring, moet ons op God begin vertrou en sê, prys die Here, ek is gesond. Kom sluit ons. Almagtige God en Vader, ons sê vandag, prys die Here. Prys die Here dat Jesus aan die kruis gesterf het. Prys die Here dat ons op 'n pad is van genesing en herstel. Prys die Here dat ons U kan nader, dat ons nie meer deur 'n priester hoef te gaan nie, maar dat ons direk na U toe kan kom en met U kan praat. Prys die Here dat ons kan bid en vra, maak ons geestelike ore oop, Vader, dat ons kan hoor wat die Heilige Gees ons leer waar ons tekort kom. Ons kan sê, prys die Here dat U leef. Prys die Here dat U goed is. Prys die Here dat U vir ons lief is. Here, ek vra dat hierdie woord in ons gedagtes sal vassit, dat dit ons sal verander, dat dit ons denke gaan verander, en ons sal lei op die pad van geregtigheid. Bid dit in Jesus naam. Amen. Dankie julle. Kyk, ek het nou so 'n bietjie